Goeiemiddag, Suid-Afrika. Ek het gister 'n video gemaak vir die wat belang gestel het. Daar was baie vrae oor hoe het ek uiteindelik in Amerika opgeëindig en in die Amerikaanse weermag en wat ek doen. Toe gee ek maar so 'n bietjie 'n kort agtergrond, maar lyk my ek het nie genoeg inligting gegee nie en ek is jammer daarvoor. Daar toe nog 'n paar vrae opgeduik, so gedog ek sal gou 'n video maak om daai vrae te antwoord. Die mense wil graag weet, wat doen ek in die Amerikaanse lugmag? Wat is my rang? Wat se tipe job doen ons? En hulle verstaan dat dis 'n volunteer service, hoe word ek betaal en al hierdie dinge. So, ek was in die US Army vir oor die 4 jaar. En hier by 2013, 2014 rond, toe ek uit die US Army, uit die active duty uit, met 'n rugprobleem en 'n karongeluk, medies ontslaan. Maar daarna het ek begin by die Air Force Auxiliary, dit word ook die Civil Air Patrol genoem. Die Air Force Auxiliary is dieselfde as die lugmag burgermag eskaders wat ons in Suid-Afrika, in die Suid-Afrikaanse lugmag gehad het. Ons is 'n volunteer service. So, ons kan nie indien tot ons die dag omdop, daar is nie 'n afsny ouderdom nie. Ons hoofrol in die Air Force Auxiliary is, ons het die kadetprogram, so die kadette wat jy op skool gedoen het, is by ons, vir die lugmag. En ons ander hoofrol is emergency services, so ons vlieg missions vir die lugmag en vir FEMA. Meeste is vir die lugmag en FEMA, die grootste deel van ons missions. Wat vlieg ons en so aan? So, ons vlieg meestal net Cessna 182's, paar Cessna 172's en 'n paar GA8's. Die rede hoekom ons daai vliegtuie vlieg, want ons missions, al ons missions, soek vliegtuie wat laag en stadig vlieg. So, in plaas van jy betaal die lugmag crew, jy weet, en 'n lugmag helikopter, by Hawks en goeders om dieselfde ding te doen, groot running cost, dis baie cheap om 'n Cessna 182 te run per uur, en jy betaal nie die crew nie, so dis 'n baie goeie opsie vir die lugmag om te gebruik om interne search and rescue missions te doen. Ons soek vir mense wat miskien 'n vliegtuig wat af is, mense wat beseer is in die woude met hulle hikings of verdwaal het of so iets. Ander groot missie wat ons doen is aerial photography vir damage assessment. As 'n orkaan verby, 'n tornado verby, 'n vloed, ons moet agterna gaan en die skade afneem uit die lug uit met fotografie. En daar soek jy ook 'n vliegtuig wat stadig en laag vlieg. En ons het die spesifieke toerusting wat aan daai vliegtuig gekoppel is. Die lugmag by ons, die auxiliary, het die grootste vloot Cessna vliegtuie in die wêreld. Ons het 550 van hulle. 10 van hulle is hier in my wing, Tennessee wing. Elke staat het sy eie wing. En in die wing is ek die chief of staff op die oomblik, dis die tweede in charge van die wing. En my rang, mense het gevra wat my rang is. My rang is 'n majoor. Ek is op die oomblik 'n majoor in die Air Force Auxiliary. So, dis wat die missies wat ons doen, dis wat ons vlieg meestal. Ons kry hierdie jaar 'n paar maande vanaf 'n splinternuwe Cessna 182. Baie nice om 'n nuwe RE te kry. Hy's net so oor $1 miljoen, met al die uitrusting wat daar op is in die nuwe vliegtuig. So ek sien uit daarna om missions in Heining te vlieg. Dis lekker om dit splinternuwe RE rond te ry. So die verskil tussen ons, die USAF Auxiliary en die Suid-Afrikaanse lugmag burgermag eskaders, die grootste verskil. In Suid-Afrika, die burgermag eskaders, die pilots moet hulle eie vliegtuie gebruik het. Die lugmag gee net die fuel. Hier in Amerika mag ons net die lugmag se vliegtuie gebruik en obviously die lugmag betaal vir alles. Ek is ook in die leer in die Tennessee State Guard, part-time daar ook. Dis ook 'n volunteer service. Behalwe as die governor ons deploy, dan word ons ook betaal. Salaris betaal volgens ons range. Is jy in die State Guard is en jy word ontplooi, want ons vul in die posisie van die National Guard as hulle ontplooi oor see. Selfde ding, ons ontplooi nie buite kan die land nie of buite kan die staat nie, net in die staat self. So is die National Guard oor see ontplooi en daar word iets opgeroep en gaan die governor ons State Guard activate en dan word ons 'n salaris betaal vir die tyd wat ons daar is. In die lugmagkant, as ons byvoorbeeld vir langer as 'n week of iewerste moet ontplooi iewerste vir een of ander mission,
dan ons kry nie salaris nie, maar die lugmag betaal vir jou akkommodasie, kos en al daai tipe van goeders. So dis vir mense, hulle vat maar vakansie of so. So baie mense wat by ons daai missions doen, is mense wat afgetree is. Lank in die lugmag gedien het of so, nou afgetree is en nou net hulle self nog besig hou met dit. Dis basies wat ons doen in die Statecard. Nou kry ek 'n salaris. Ek werk by 'n maatskappy elke dag, 'n spesifieke maatskappy, gewone privaat maatskappy waar ek my salaris verdien. En dan, soos hier by ons, ek's 'n manager, so as ek in die middag moet gaan vlieg, dan kom ek in die oggend bietjie vroeër in werk, gaan vlieg in die middag, en as ek moet nog iets opvang, vang dan die tyd op met my werk. So dis wat die voordeel is van my werk. Ek is baie fleksibel om enige tyd te gaan vlieg as daar 'n mission is. Maar ook as die governor ons activate, dan moet my werk my posisie hou. Hulle hoef my nie noodwendig te betaal nie, want die governor betaal my, maar hulle moet my posisie hou. So dis is omdat jy in die ou jare in Suid-Afrika met die kampers, as jy opgeroep is vir 'n kamp, 'n maand kamp, 'n 3 maande kamp of whatever, moet jou werkgewer jou werk hou en alles. Party jy nog betaal ook nog. Maar dis maar dieselfde konsep. So dis waar ek inpas, dis so het werk. Ek hoop dit het nou die ander vrae antwoord wat mense wou gehad het. Sien julle later, dankie.